Die horlosie het so pas aangedraai, dit is die begin van die nuwe jaar 2026, het uiteindelik aangebreek, 2025 is verby. Ek kry gister laatmiddag kry ek so 'n boodskap van iemand af met daai WhatsApp boodskappe wat hulle so aanstuur van hierdie ou skorrel bakkie wat so sukkel en hy is besig om aan te ry, maar die ding val omtrent uit mekaar uit en die onderskrif sê daarso, ons is op pad na 2026 toe, ons het dit darm gemaak, so ek hoop jy het dit ook gemaak, so net, maar toe ek so daarna kyk, dink ek so, ek hoop daar is 'n trade-in, wanneer dit kom by 2026, nou jy weet, alles word mos nie uitgevee van die jaar wat 'n ou deurgegaan het nie, maar dank die Here, die woord van die Here sê, as ons in Christus is ons 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword in Christus Jesus, kom ons los die ou dinge agter, ek wil so 'n klein skrifgie met jou deel, maar voor ek daardie skrif deel, jy weet, gister toe ry ek so daar in Johannesburg, maar daar in Brakpan se wêreld, daar agter Boksburg verby, en ek en die man wat saam met my ry, terwyl ons so ry, toe gaan ons by 'n begrafplaas verby, en daar is hulle besig om 'n begrafnis te hou, baie begrafnisgangers, en net so eentjie van hulle af, van daardie plek waar hierdie persoon nou neergesak gaan word, is hulle met nog iemand besig om voor te berei vir nog 'n begrafnis, en ek sê so vir hom wat saam met my ry, ek sê, weet jy, so is die lewe. Aan die een kant is daar mense wat fees vier vir die nuwe jaar wat kom, aan die ander kant is daar mense wat huil vir die nuwe jaar wat kom. Vir die een is daar 'n nuwe jaar van nuwe vooruitsigte, 'n nuwe lewe, aan die ander kant is daar iemand wat 'n geliefde moet groet. So weet ons nooit wat hou die dag van môre in nie. Ek en jy weet ook nie wat hou 2026 vir ons in nie. En dank die Here, ons het nie geweet wat hou 2025 vir ons het vir ons ingehou nie. Maar skorrel, nee, het ons gekom tot by die wenstreep van 2025. Maar die Here los ons nie soos wat ons is nie. Geen sondaar wat by Jesus uitgekom het slegter daarvan afgekom nie. Het was altyd beter gewees. Hierdie jaar vir ons is 'n interessante jaar en is 'n afsluit ook in ons lewe, want ons jongste dogter gaan nog so 2 slaapies, gaan sy slaap in ons huis en dan trek sy in by haar nuwe man, nie haar nuwe man nie, by haar man, met 'n nuwe lewe, 'n nuwe vooruitsig, en so vir ons is dit 'n afsluit van 'n seisoen en 'n fase van ons lewe, en ons dank die Here vir die voorreg wat hy ons gegee het, om ons 3 kinders te kon grootmaak, en dat ons nou ons kind kan groet, die jongste uit ons huis het kan groet. Ons het nog een wat nie getroud is nie, maar hy het groot geword. En ons dank die Here vir so groot voorreg, en in jou lewe ook. Dank ons die Here vir groot voorregte en genade. En as jy kinders in jou huis het, koester hulle. Wees daar vir hulle. As jy klein kinders het, as jy kinders het wat groot geword het, koester elke oomblik van die lewe, soos wat ek nou gesê het. Ons weet nie hoe lank het ons mekaar nie, maar die Here alleen weet wat is die goue draad se tydperk wat hy gegee het, waarin ons elkeen kan lewe. Ek wil gou vir jou 'n stukkie skrif gee. Jy weet, ons word so gewoond aan ons geestelike gewoontes. Ons geestelike gewoontes hoe ons die Here dien. Israel het verval in 'n gewoonte godsdiens, en die Here wek 'n jong seun op as 'n profeet, en sy naam is Jeremia. En hoor, wat is die eerste boodskap wat die Here vir hierdie jong seun gee vir 'n volk Israel? Jeremia hoofstuk 2 vers 13. Hoor wat sê hy? Want my volk het 2 verkeerde dinge gedoen. Ek stap nou nie met jou negatief in die nuwe jaar in nie. Ek is eintlik 'n kosbare boodskap van die Here. My volk het 2 verkeerde dinge gedoen. Nommer 1, my God, die fontein van lewende water het hulle verlaat. Waarvoor het hulle God verlaat? Die fontein van lewende water het hulle verlaat om vir hulle reënbakke uit te kap. Gebarste reënbakke wat geen water hou nie. Weet jy wat is hierdie gebarste reënbakke wat hulle uitgekap het vir hulself? Dis die ou geestelike gewoontes van die wet en die feeste en die sabbate en al hierdie dinge wat hulle geonderhou het al die jare lank, maar God sê, hierdie goed
het nie my heerlikheid vasgehou nie. My heerlikheid was in myself en in julle godsdienstbeoefening het julle my, die fontein van lewende water, het julle verlaat en julle het vir julle self goed by mekaar gemaak, wat julle gedink het, my heerlikheid en my teenwoordigheid gaan huisves en dit het nie. En die Here sê deur hierdie jong profeet, kom terug. Maar hoor waarheen gaan dit? Johannes hoofstuk 4 kom Jesus by 'n Samaritaanse vrou uit. Johannes hoofstuk 4 vers 10, Jesus antwoord en sê vir hierdie Samaritaanse vrou, as jy die gawe van God geken het en geweet het wie hy is, wat vir jou sê, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. Jeremia hoofstuk 2. God is die gewer en die bron en die fontein van lewende water. Die Here het vir Israel gesê, julle het my verlaat, die fontein van lewende water. En hierso kom Jesus en hy sê vir die Samaritaanse vrou, as jy net die gawe van God geken het en geweet het wie vir jou sê, dan sou ek vir jou gegee het lewende water. En die vrou sê vir hom, Here, U het nie eens 'n skepding nie. En die put is diep. Waarvandaan kry U dan die lewende water? Kyk, sy kyk na die fisiese. Weereens, die fisiese. Sy kyk na die reënbakke, die uitgekapte reënbakke. Want die heerlikheid van die Here soek ons in die uitgekapte reënbakke van ons gewoontes en tradisies en kulture, nê. En sy sê, U is tog nie groter as ons vader Jakob nie, wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het, en sy seuns en sy vee. Jesus antwoord en hy sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word, 'n fontein van water, wat opspring tot in die ewige lewe. En hierdie vrou sê, Here in vers 19, ek sien dat U 'n profeet is, wat hierdie goed sê. Ons vaders, hoor wat sê sy? Sy gaan terug na die ou reënbakke. Ons vaders het op hierdie berg aanbid, op hierdie berg aanbid. Hier is God, hier is die heerlikheid van God. As ons God soek, dan gaan ons God op die berg kry. En julle sê, julle die Jode sê, dat die plek waar ons behoort te aanbid in Jerusalem is. Vir ons is God op die berg, en vir julle is God in Jerusalem. Die uitgekapte reënbakke, dis waar God is, dis waar God se teenwoordigheid is, dis waar God se heerlikheid is. En Jesus kom met 'n antwoord, vers 21. Jesus sê vir haar, vrou, glo my, daar kom 'n uur wanneer julle nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid nie, want die Vader het uit die tempel uit verdwyn. Die Vader het van die berg af verdwyn, want die mens het God nie meer op die berg gaan soek nie. Die mens het hulle gewoontes, hulle feestdae, hulle sabbat, hulle kulture, hulle tradisies aanbid en het God eintlik verlaat. Hy sê, want julle aanbid wat julle nie weet nie, ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode, maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so sal aanbid. God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en in waarheid hom aanbid. Oor jare heen, en in hierdie jaar wat verby is, kan jy 'n bietjie in jouself net dink, hoeveel tradisies en kulture hou jy aan vas, en jy glo met alles wat in jou is, God sit nog in die kultuur en in die tradisies, God sit nog in die wet, God sit nog in die sabbatsfeeste, en in die allerhande feeste wat ons onthou, God is daar. Die Here sê, daar kom 'n uur en dit is nou, wat die ware aanbidders God in gees en in waarheid sal aanbid, nie op die berg nie, nie in Jerusalem nie, nie in 'n plek nie, maar God in gees en in waarheid sal aanbid. As ek een uitroep het tot jou vir hierdie jaar wat voorlê, roep ek jou tot die woorde van Jesus Christus, daar kom 'n uur, en dit is nou, wat die ware aanbidders God in gees en in waarheid sal aanbid. Soek God in gees en in waarheid hierdie jaar. Moenie van hom af wegdryf nie. En my vertroue is, en my uitroep in my hart vir jou vir hierdie jaar is,
dat die seën van die Here jou sal vergesel. Van my en my vrou se kant af. Ons het 'n jaar saam met jou gestap in die woord van die Here en ons vertrou die Here dat ons hierdie jaar wat kom, saam met jou weer eens kan stap. En dit is ons begeerte, dat dit nie net met jou goed sal gaan nie, dat dit nie net met jou gesond sal gaan nie, dat jy nie net voorspoed sal beleef nie, maar dat jy voorspoed, gesondheid en welstand in jou gees sal ervaar in verhouding met jou God. En dat jy werklik die lewende water sal vind en beleef hierdie jaar. Jesus het vir haar gesê, as jy die gawe van God geken het, en as jy geweet het wie met jou praat, wat sou jy gevra het? Wat sou jy gevra het? Geef my geld, geef my gesondheid, geef my voorspoed. Of sou jy vir my gevra het, geef vir my lewende water? Dit is wat ons nodig het, kind van die Here. Blessing, seën van die Here vir die jaar wat voorlê. Mag dit met jou goed gaan. Mag die vrede van die Here jou vergesel. Totdat ons hier na die middel van die jaar Sondag aand weer met mekaar gaan gesels. Vrede.